Ek kan weer die Bybel saam met my oopmaak daar by Jakobus hoofstuk 4 hierdie keer, Jakobus hoofstuk 4. En terwyl hulle so blaai na Jakobus hoofstuk 4 toe, Charles Dickens het die Engelse klassieke verhale geskrywe. En hy het in 1841 'n boek geskryf met die titel van Barnaby Rudge. En hierdie boek het gefokus op die ergste opstande wat Engeland op daardie stadium nog beleef het, wat in 1780 plaasgevind het. En die rede vir die opstandinge was dat die regering het 'n wet gemaak wat die blok op die Katolieke so bietjie opgelig het, wat dit ligter sou gemaak het, wat dan beteken het dat hulle kan nou meer deel ook in die regering se dinge. En die mense onder leiding van Lord George Gordon het in opstand gekom en huise en geboue is afgebrand. Dis hoekom hulle ook dit die Gordon Riots noem. Julle kan dit gerus gaan Google, dis 'n geweldige interessante verhaal. Nou wat in daardie omstandighede begin het as ontevredenheid oor die regering se besluit oor die Katolieke wat nou deel van die weermag kon wees, het baie vinnig oorgespoel in 'n ontevredenheid met alles. En die opstande het dan juist plaasgevind omdat hulle ontevrede was met wat in hulle lewens gebeur en wat die regering met hulle lewens doen. En hulle sommer oor alles en niks opstandig gewees nie. En 'n week later is tussen 300 en 700 mense dood in hierdie opstande voordat die opstande onderdruk was. En hoekom ek dit vir julle wil vertel vanmôre is Dickens, toe hy hierdie verhaal geskryf het oor Barnaby Rudge, het hy gesien dat hierdie gebeure, het hy gesien hoe die wêreld 'n sterk mag is, 'n wêreldse begeerte, 'n sterk mag is wat mense van God af verwyder. En hy gebruik dan juist die liefde vir die wêreld om te wys hoe selfsug en materialisme en morele ineenstorting die mens se verhouding met God vernietig. En dit is wat Jakobus vir ons vandag leer. Maar voordat ons verder gaan, dis 'n moeilike gedeelte om te interpreteer hierdie, want die een ding wat ons moet verstaan, is dat, aan wie skryf Jakobus hierso? Hy skryf aan ongeredde mense. So hierdie gedeelte wat ons vanoggend gaan bestudeer, is aan ongeredde mense. Hoekom sê ek so? Want as ons met God versoen is deur die dood van Christus, kan God ooit weer 'n Christen se vyand word nie. En as ons dit verkeerd gaan verstaan, gaan ons die res van hierdie gedeelte verkeerd verstaan. Want wat Jakobus ons vandag gaan leer is, vriendskap met die wêreld is vyandskap met God. Daar is nie 'n grys area. Dit is of die een of die ander ene. En dis hoekom Christus ook gesê het, Johannes ook gesê het in 1 Johannes 2 vers 15 tot 17, toe sê hy, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikhede, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Nou as Saul 'n goeie voorbeeld was van die selfsugtige ambisie en die bittere afguns wat ons verlede Sondag en voor dit van gehoor het, dan is Lot se vrou 'n baie goeie voorbeeld van die gevaar van om die wêreld lief te hê. Ons sien byvoorbeeld in Genesis 19 hoe die Here vir Lot en sy gesin uit Sodom en Gomorra uitgehaal het voordat hy dit vernietig het. En dan daar in 19 vers 17, Genesis 19 vers 17, sê die engel vir hulle om nie om te kyk nie, hulle moet nou gaan, hulle moenie eens omkyk nie. Maar dan sien ons in vers 26, Genesis 19 vers 26, sien ons dat Lot se vrou kyk om. En ons ken die verhaal, sy word 'n soutpilaar. Maar wat ons moet verstaan is, toe Lot se vrou omgekyk het, was dit nie maar net 'n nuuskierigheid oor wat gebeur met Sodom en Gomorra nie. Nie net om te sien wat is besig om te gebeur hier agter hulle nie. Volgens die Expositor's Bible Commentary was dit 'n terugkyk met 'n verlange na haar aardse besittings. Onthou, hulle moes op die nippertjie loop, hulle moes gaan. Hulle moes alles agterlaat en hulle moes gaan. En Lot se vrou het met verlange gekyk, is daar nie dalk iets wat ons kan spaar nie? Is daar nie iets wat ons kan nou terugkry nie? Dan gaan ek alles nou verloor. Die Expositor's Bible Commentary sê dan ook verder, Lot's wife by her death proclaims that if we crave to make the best of both worlds, we shall probably lose both.
En dit is wat sal gebeur as ons die Here wil hê aan die een kant, maar ons wil nie laat gaan met ons sonde aan die ander kant nie. Ons wil nog die plesier van die wêreld vashou. Ons wil die Here hê, maar ons wil ook die wêreld hê. Dit is om die wysheid van bo te wil hê, soos wat ons nou al gehoor het, maar nie bereid om die wysheid van onder te wil laat gaan nie. Ons wil 'n wysheid van onder hê en ons wil wysheid van bo hê. Ons wil albei gelyktydig hê. Nou in Jakobus 3 vers 16 het Jakobus vir ons gewys wat die gevolge van die wysheid van onder in ons lewens is. Vandag gaan hy vir ons wys hoe daardie gevolge lyk. Ons het nou al gekyk na die gevolge daarvan. Ons gesien is wanorde en allerlei gemeene dade. Vandag gaan ons kyk presies hoe lyk dit. Hy gaan vir ons illustreer hoe wanorde en gemeene dade in mense se lewens werk. In plaas van om te lees wanorde en gemeene dade, lees ons vandag oorloë en vegtery. En die sentrale waarheid in hierdie teks is, vriendskap met die wêreld is vyandskap teen God. En daarom kyk ons vanmôre na hierdie gedagte van die gevaar om 'n vriend van die wêreld te wees. Jakobus 4 vers 1 tot 6. Kom ons lees dit saam. Jakobus skryf, hy sê, waar vandaan kom oorloë en vegtery onder julle? Kom hulle nie hier vandaan, van julle welliste wat in julle lede stryd voer nie. Julle begeer en julle het nie. Julle pleeg moord en is naïwerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog en julle het nie, omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welliste deur te bring. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Of meen julle dat die skrifte vergeefs sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon? Maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Aan die nederiges gee hy genade. So, ware geestelike en 'n getroue Christenlewe sluit in om van die wêreld verwyder te wees. Soos Christus dit dan ook op 'n keer gesê het in Lukas 16 vers 13, geen huisknegt kan twee here dien nie, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. In Jakobus se gedagte van wat hy vir ons hier leer vandag is, jy kan nie die wysheid van onder en die wysheid van bo gelyktydig hê nie. Dis of die een of die ander. Hy het reeds daar in hoofstuk 3 vers 17 tot 18 het hy gesê dat die wysheid wat ons in ons lewens wil hê, julle sal onthou verlede Sondag, daai wysheid wat ons graag wil hê, is rein, dit is vredelewend, dit is vriendelik, dit is geseglik, dit is vol barmhartigheid en goeie vrugte, dit is onpartydig en ongeveinsd. En ons het gesien, dit is die aanhoudende lewe van vrede en geregtigheid. En nou vandag is Jakobus se redenasie dat om 'n aanhoudende vriendskap met die wêreld te lewe, is om 'n aanhoudende menslike wysheid te leef. En dit is 'n bewyse van ongeredheid, nie van geredheid nie. Ons praat nie van om te struikel, ons praat van 'n bewustelike, aanhoudende, volhardende lewe in eie wysheid. Die selfsug het eerste plek in my lewe. Sê Jakobus, onthou dis die tema van hierdie brief wat hy het, is om mense moet nie hulle self bedrieg om te dink hulle is gered terwyl hulle ongered is, omdat hulle sê hulle glo in Christus terwyl hulle eintlik nie in Christus glo nie. Dis die hele sentrale tema van hierdie brief. En daarom sê Jakobus vandag, sy redenasie is 'n aanhoudende vriendskap met die wêreld is vyandskap teen God. Vriendskap met die wêreld is om die eie ek eerste te stel en dan God laaste te stel. Jakobus gee vir ons 3 gevare van die vriendskap met die wêreld. Hier's 3 gevare wat hy vir ons wys hier vandag. Hoekom dit gevaarlik is om 'n vriend van die wêreld te wees. Die eerste ene is konflik met ander mense, soos wat ons sal sien daar in hoofstuk 4 vers 1 in die A gedeelte. Die tweede ene is konflik met jouself. Vers 1b tot vers 3 en dan die derde een is konflik met God. Jakobus 4 vers 4 tot 6. Dis die 3 gevare wat vir ons inhou om bevriend te wees, om 'n vriend van die wêreld te wees. Ons verstaan, ons weet, almal van ons ervaar dit. Konflik is deel van ons alledaagse lewe. Dit mag dalk 'n ontploffing wees by die huis, daar in ons huwelike en ons gesinne. Dit kan 'n ontploffing by die werk wees of met ons vriende
of selfs sommer net met vreemdelinge. Dit kan ook 'n openlike konflik wees, of dit kan 'n onuitgesproke vyandskap in ons harte wees, wat selfs vir jare onder 'n dun laagie van vriendskap weggesteek was, dat man en vrou, husband and wives, vir jare lank in hierdie gemaak vriendskap kan saamlewe, terwyl daar eintlik 'n vyandskap is wat kook onder die oppervlak. En soos wat Jakobus vir ons hier leer vandag, is hierdie konflik bly ook nie eens buite die kerk se deure nie. Dit kan selfs binne in gemeentes plaasvind ook. En Jakobus is duidelik dat die eie ek, die selfgesentreerde selfsug van die mens se natuur, is die oorsaak van konflik. Jakobus gebruik die woord wêreld om die duiwelgedrewe, selfgesentreerde wêreldstelsel van elkeen vir homself te beskryf. En dit is die gevaar van om 'n vriend van die wêreld te wees. God word jou vyand. Jakobus begin hierdie gedeelte weer met 'n vraag, soos wat hy die vorige gedeelte ook met 'n vraag begin het. Julle sal onthou, die vraag was gewees: wees wys en verstandig onder julle. Vandag begin hy die vraag: waar vandaan kom oorloë en vegtery onder julle? En dan kom hy dadelik en hy gee vir ons 'n antwoord waar dit vandaan kom, as hy die retoriese vraag vra: kom hulle nie hier vandaan, van julle welliste wat in julle lede stryd voer nie? So hy vra 'n vraag en hy gee 'n retoriese vraag. Die retoriese vraag sê, dis waar dit vandaan kom. En dan gaan Jakobus vir ons sy antwoord in detail beskryf in Jakobus 4 vers 2 tot 6. Maar ons begin by waar vandaan. Hy vra, die woordjie waar vandaan beteken, wat is die oorsprong van? Waar begin dit? Dis die vraag wat hy in hierdie teks beantwoord. Hierdie hele gedeelte wat ons hanteer vandag, gaan hy gaan verduidelik, hy gaan beantwoord hierdie vraag wat hy vra: waar vandaan kom oorloë en vegtery onder julle? Hy gaan vir ons wys hoe liefde vir die sataniese stelsel van selfsugtige ambisie lei tot in die eerste plek konflik met ander mense. Konflik met ander mense. Julle kan na in die Bybel kyk, Jakobus 4 vers 1, waar vandaan kom oorloë en vegtery onder julle? Dis die vraag wat hy vra. Nou die woorde wat hy hier gebruik vir oorloë, beskryf en verduidelik 'n aanhoudende ernstige stryd, 'n aanhoudende oorlog, soos wat daar in Oekraïne aangaan nou al vir 'n paar jaar. Dit is net beklei op beklei op beklei, dit is 'n ernstige stryd. En hierdie woord verwys na 'n letterlike oorlog. In die oorspronklik verwys hy na 'n letterlike oorlog, maar hy kan ook na 'n figuurlike oorlog verwys. Dieselfde met die woord vegtery, verwys na 'n spesifieke geveg of 'n spesifieke stryd wat iemand het. Paulus beskryf aan Titus in hoofstuk Titus 3 vers 9 en hy sê: maar vir my dwaase strydvrae en geslagregisters en twis en stryery oor die wet. Spesifiek, stryery, die woord stryery is dieselfde woord as vegtery wat Jakobus gebruik, en hy sê spesifiek vegtery oor die wet, met ander woorde. Spesifieke rede waarvoor hulle geveg het. So daar's 'n oorlog wat 'n aanhoudende geveg en 'n stryd en 'n beklei is, en dan is daar vegterye, 'n stryd oor spesifieke redes. Hoewel Jakobus hierdie woorde gebruik, in figuurlik gebruik, kan dit selfs in uitsonderlike gevalle tot moord lei. En toe Christus die saligspreuke of die bergpredikasie gegee het hy gesê, as jy net vir jou broeder sê raka, dan het jy al reeds moord in jou hart gepleeg. En dit is wat dit op neerkom. So jy kan dit kan fisies na oorlog verwys, of dit kan en op die einde uitloop op moord, of dit kan figuurlik na oorlog en dan figuurlike moord ook na verwys. Let op dat Jakobus hier praat van onder julle. Die julle in hierdie geval is tussen lede van die gemeentes aan wie Jakobus skryf. Dit verwys na die individuele persone wat argumente met mekaar in daardie gemeentes gehad het. Onthou, dit is heel duidelik as ons die brief bestudeer, dan sien ons dis een van die sentrale fokuspunte van Jakobus. Dat die manier wat hulle tong gebruik het, die manier wat hulle die wysheid van onder gebruik, die manier wat hulle self bedrieg het, terwyl hulle nie hulle tong in toom hou nie, en wat hy daar in hoofstuk 1 sê, hulle godsdienst is te vergeefs. So dit is die sentrale gedagte, die fokus wat Jakobus op besig is in hierdie brief. En want hy nou hierso skryf onder julle, dan verwys hy na die gemeente, die lidmate van die gemeentes aan wie hy skryf. En nie almal van hulle is gered nie. Hulle is vyande van God, en daarom vyande van mekaar ook. Vriendskap met die wêreld beteken dat daardie persoon
wat die wêreld liefhet, het die Satan se manier van om lief te wees vir homself gekies. Onthou, hoekom is die Satan uit die hemel uitgewerp? Want die Satan het hom lief, hy wou bo God gewees het, hy wou God gewees het. En die vriendskap met die wêreld beteken dat die persoon wat lief is vir die wêreld, is lief vir die Satan se stelsel, die Satan se siening van, ek moet lief wees vir myself. En die gevolg is dat hulle konflik met mense in hulle lewens het. Nie net hulle huwelike nie, maar ook by hulle werk en in hulle vriendekring en selfs met vreemdelinge. Konflik is so deel van hulle lewe, dat hulle so gewoond is aan konflik. Dit begin met onbenullige argumente, klein argumente wat niks zeggend is nie, maar dit neem dan toe tot volskaalse oorlog, letterlik en figuurlik. Vat maar byvoorbeeld road rage. Ek weet nie of julle al iemand gesien het in 'n ry. Ek het dit al gesien voor my gebeur. Nou nie die ergste van dit alles nie, maar 'n man uit 'n kar uitklim met 'n baseballbat en 'n ander ou se kar se venster gaan stuk inslaan, net omdat hy nie sy flikkerlig aangesit het toe hy gedraai het nie. Road rage is 'n absolute illustrasie van hoe die woede in 'n mens net so kan uitkom in 'n letterlike of 'n figuurlike oorlog. Nou die eerste gevaar van vriendskap met die wêreld is dat jou selfsugtige ambisie gaan gereeld met ander mense se selfsugtige ambisie bots. Is 'n lang sin. Ek wil net laat ons stil staan by hierdie sin 'n oombliekie. Die gevaar van vriendskap met die wêreld is dat jou en my selfsugtige ambisie gaan bots met iemand anderste se selfsugtige ambisie. Want ons almal het selfsugtige ambisie van ons natuur, ons vlees. En dit is wat konflik is. My ambisie, my selfsug, bots met jou selfsug. En ons het oorlog. Ons sê altyd dat, dis mos altyd iemand anderste wat die argument, is mos nooit ek nie. Is mos altyd iemand anderste wat die argument begin. Jakobus sê nee. Hy sê, die argument is jou skuld. Jy het hom dalk nie begin nie, maar jy het hom erger gemaak. Want as iemand anderste se selfsug teen jou bots, wat gebeur is jou selfsug bots met hom. As jou selfsug nie met hom gebots het nie, sou daar nie argument gewees het nie. So uiteindelik beteken dit, konflik begin by ons. Konflik met ander mense begin by ons, omdat vriendskap met die wêreld lei in die tweede plek tot konflik met jouself. Konflik met die wêreld, konflik met ander mense, of liefde vir die wêreld, lei op die ou einde tot konflik met jouself. En dis die tweede gevaar van om 'n vriend met die wêreld te wees. Jy is gedurig in konflik met jouself. Kyk wat sê Jakobus. Kyk mooi wat sê hy daar in hoofstuk 4 vers 1. Kom hulle nie van julle welleste wat in julle lede stryd voer nie. Vergelyk dit met wat hy in hoofstuk 3 vers 14 gesê het, toe hy gesê het, maar as julle bittere afguns en selfsug in julle harte het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Hy sê baie duidelik in hierdie versie, in julle lede. In hierdie keer is dit nie die gemeentelede waarvan hy praat nie. Die vorige gedeelte het hy van die gemeentelede gepraat, nou praat hy nie meer van die gemeentelede nie, hy praat hierdie keer van in hulle eie liggame. Paulus verduidelik dit vir ons in Romeine 6 vers 13, as hy sê, en moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde, as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God, as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in diens van God. So wat Paulus beskryf dit daar so, in dieselfde wat Jakobus sê, hierdie stryd woed binne in ons liggaam, in die lede van ons liggaam, dis waar hy hierdie stryd woed. Plato het gesê, wars and factions and fightings have no other source than the body and its lusts. Dit beteken dat die uiterlike argumente wat ons het, begin binne in onsself. En Jakobus gee vir ons 3 redes hoekom dit binne in onsself begin. Die eerste een is as gevolg van onbeheerste begeertes. Onbeheerste begeertes. Die woordjie wat hy hier gebruik is welluste in vers 1. En dit is waar ons woord hedonisme vandaan kom. Hedonisme beteken dat plesier is die hoogste strewe in die lewe. Hedonisme is om 'n strewe te hê na plesier. En hierdie mens is toegewyd aan genot en alles wat plesier in sy lewe verskaf. Dis sy enigste fokus in sy lewe, is om plesier te kry. Deesdae is die woordjie fun, in Engels fun, en julle kan in die woordeboek gaan kyk, daar is nie so woord soos fun. Maar deesdae is die woordjie fun, ons wil almal net plesier, fun, ons wil net 'n bietjie fun hê.
Die lewe moet lekker wees, dit is hedonisme. En dit word in die Bybel altyd negatief gebruik. Dit is 'n onbeheerde persoonlike begeerte om alles wat plesier kan bring na te jaag in die lewe. Dis waarvoor jy lewe, om plesier te hê in die lewe. En die persoon wat met hierdie onbeheerste begeerte sit, hulle sal skuld gaan maak wat hulle nie kan terugbetaal nie. Hulle gaan bedrieg en hulle gaan korrupsie doen en hulle gaan onderduims wees met mense. Maar hulle plesier is die hoogste prioriteit in hulle lewe. Hulle sal enige iets doen, al gaan hulle self in die moeilikheid bring, om daardie plesier te kry. Hulle hoofdoel in die lewe is om plesier en sensuele en ook fisiese bevrediging te verkry. Hulle wil die hele tyd lekker voel oor hulle self. Hulle wil lekker voel oor die lewe en alles wat in hulle lewe gebeur. Hulle moet altyd in hierdie vreugde en hierdie lekker gevoel in hulle hê. En gewoonlik in so 'n persoon se lewe is daar geen beheer om te onderskei of dit reg is of nie, of dit voordelig is of nie. Hulle lewe net vir die oomblik. Geen verantwoordelikheid nie. Vir wat nou die volgende ding vir my lekker gaan wees, dis wat ek wil doen. Hulle sien dit as hulle reg om altyd goed te voel in hierdie lewe en altyd plesier te kry in hulle lewe. En wat Jakobus, die feit dat hy hierdie woord gebruik, sê hy, hulle begeertes het geen perke nie. Hulle het onbeheerste begeerte. En wanneer hulle nie hulle begeertes kry nie, wat dink julle wat gebeur dan? Daar vind 'n oorlog in hulle plaas. Jakobus sê die oorlog en vegtery wat julle onder mekaar het, kom van julle welliste wat in julle lede stryd voer, wat buite beheer is. As hy die woordjie stryd hier gebruik, dan sê hy, die woordjie stryd dra hierdie gedagte van om as 'n soldaat oor te gaan tot die geveg. Met ander woorde, hierdie oorlog wat binne in jou plaasvind, binne in jouself, jy's gereed, jy's gewapen en jy's reg, jy's altyd op daai punt, jy's altyd reg om oor te gaan in 'n oorlog en 'n geveg in. Nou, hoekom sal daar 'n oorlog in ons woed? In hierdie persone woed? Hoekom sal dit so wees? Jakobus sê vir ons hierso, jy het konflik met jouself, nie net as gevolg van onbeheerste begeertes nie, maar ook as gevolg van onvervulde begeertes. Hy sê in vers 2, hy begin vers 2 met die woordjies, julle begeer. En hierdie woord wat hy hier gebruik, is 'n sterk begeerte, dis 'n sterk verlange na iets wat jy wil hê. Dit word altyd in die negatiewe konteks in die Bybel gebruik, want dit verwys altyd na sondige begeertes. Dit verwys na iets wat jou nie geoorloof is om te hê nie. Een kommentaarskrywer sê oor hierdie gedagte, hy sê, despite the countless warnings by the Surgeon General and others about the dangers of unprotected sex, adulterers, fornicators, and homosexuals frequently disregard those dangers because their sins have become obsessions and their decisions are not driven by their minds but by their emotions and their physical lusts, which have become their masters. Such outrageous behavior reflects a depraved mind. En ons gaan nou na Romeine 1 kyk. Ek het jare terug, nog voor my kinders op universiteit was, is die spesifieke universiteit waar hulle was, het 'n navorsing gedoen om te kyk hoeveel van die mense het vigs op universiteit. En die navorsing het gewys dat die dames in daardie universiteit was banger gewees om swanger te word as om vigs op te doen. En die navorsing het op daardie stadium bewys 38% van die universiteit het vigs gehad. Vandag hoor 'n mens maar baie min van vigs, terwyl vigs eintlik 'n doodstraf is. En die punt wat hierdie kommentaarskrywer hier maak is dat hierdie begeertes word so erg, dat jy word so oorheers deur hierdie begeertes, dat jy gee nie om wat gaan gebeur, maar jy wil hê wat jy wil hê. Hulle het iets so sterk begin begeer, dat hulle sal sonde doen om dit te kry. Dis wat hierdie woordjie na verwys. Maar Jakobus gaan voort en hy sê, julle begeer en julle het nie, in vers 2. Nou wanneer alle gesonde verstand oorboord gegooi is, en hierdie persoon kry nie sy begeerte nie, veroorsaak dit 'n aggressie binne in hom. Daar is 'n bittere ongelukkigheid, omdat hy nie kry wat hy wil hê nie. En in so 'n geval is ons begeertes en het obsessies geword, en ons redeneer nie meer met ons gesonde verstand nie. Ons emosies en ons fisiese welles
het nou ons baas geword. En ons redeneer vanuit ons fisiese welles en ons emosies, nie meer vanuit ons verstand uit vir die feite, wat ons weet wat reg en wat verkeerd is nie. Soos Paulus sê in Romeine 1 vers 28, as julle nie God erken nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid, om te doen wat nie betaam nie. Nou die woordjie slegte gesindheid verwys na Engels 'n depraved mind, 'n totale bedorwe verstand. Die woordjie kom neer op die gedagte van 'n waardelose intellek, 'n waardelose intelligensie. Wat jy doen maak logies net nie meer sin nie, want jou begeertes, jou welles, is so sterk dat jy nie meer gesond dink nie. En dit is die wanorde waarvan Jakobus in hoofstuk 3 vers 16 gepraat het, toe hy sê, daar is allerhande wanorde en gemeene dade. Daardie wanorde, sal julle onthou, het gedui op 'n revolusie wat plaasvind. En dit is wat in hierdie persoon se hart gebeur het. Daar ontstaan 'n revolusie in hulle harte. En nou sê Jakobus, wanneer hierdie revolusie begin plaasvind het in hulle harte, sê Jakobus verder in vers 2, julle pleeg moord. En onthou, dis nie fisiese moord nie. Dit kan uiteindelik verder lei tot fisiese moord ook, maar nog nie op hierdie stadium nie. Want onthou, Jakobus praat nog van die konflik wat in hulle lede woed. Hy het nog nie na buite toe gegaan nie. Hulle is ontevrede omdat hulle nie kry wat hulle wil hê nie. En die revolusie in hulle harte fokus nou op die mense rondom hulle. Hulle kry nie wat hulle wil hê nie, so waarna toe gaan hierdie revolusie nou? Hy moet na buite toe gaan. Want hulle onlogiese denke sê nou vir hulle, dit is daai ander persoon se skuld dat ek nie kan kry wat ek wil hê nie. Byvoorbeeld, en dit is 'n ware verhaal wat met ons gebeur het baie lank terug. 'n Persoon kom en hy doen aansoek vir 'n lening by die bank. Maar hy is eintlik vrot van die slegte skuld en die bank moet hom weier. Hulle kan nie, as die bank logies dink, kan hulle nie vir hom geld leen nie. Maar nou, wat gebeur in daai persoon se hart? Die bank word nou die slegste bank op aarde. En veral die klerk wat hom nou die lening geweier het, daai klerk word die slegste persoon onder die son. Want jy sien, in daai persoon is dit nie die persoon wat sy geld verkeerd bestuur het nie. Dis die bank se skuld wat nie vir hom geld wil leen, sodat hy kan geld maak, om net verder te gaan uitverkoos op sy eie lewe nie. En nou is hy vir almal kwaad. Onthou dat Johannes herinner ons ook in 1 Johannes 3 vers 15, elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar, en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. Jy sien, hierdie konflik van binne kan selfs lei tot selfmoord, wanneer ons nie kry wat ons wil hê nie. Omdat Jakobus ook verder sê, julle is naaiwerig, in vers 2. Hy sê, julle is naaiwerig, en hier gebruik hy weer die woord zealous, wat beteken daardie selfsugtige ambisie, is 'n sterker gevoel as net begeerte. Dit alles draai om jouself. Jy begeer selfsugtig om jouself te verhoog. Jy begeer selfsugtig om te kry wat jy wil hê. Maak nie saak wat reg en wat verkeerd is, maak nie saak of dit voordelig is of nie, maak nie saak of dit tot nadeel van iemand anderste is nie, dis me, myself and I. Maar Jakobus sê verder, julle kan niks verkry nie, julle begeer, maar julle kan niks verkry nie. Wanneer mense brandende, onvervulde begeertes in hulle het, wat dink julle wat gebeur? Wanneer jy hierdie konflik in jou binne het, wat alles en almal anders is nou verkeerd, en jy is die enigste een wat reg is, en wat dink julle wat gebeur? Want Jakobus sê vir ons hier verder in vers 2, hy sê, julle veg en julle maak oorlog. En hierdie oorlog binne in ons manifesteer nou uiterlik. Maar hoe gaan dit uiterlik manifesteer? En ons is weer terug by die begin. Die antwoord op die vraag in vers 1 is dat oorloë en vegterye onder mekaar het sy oorsprong by die oorlog wat in julle binneste woed. Maar die vraag wat ons moet vra vanmôre is, waar kom daai oorlog vandaan? Ons weet dit is selfsugtige ambisie. Maar Jakobus sê vir ons ook dat dit kom van julle selfsugtige begeertes. So 'n konflik binne in onsself is as gevolg van onbeheerste begeertes, dis as gevolg van onvervulde begeertes, maar dit is ook as gevolg van selfsugtige begeertes. Kyk na die einde van vers 2. Jakobus sê, julle het nie, omdat julle nie bid nie. Nou moet ons verstaan, en ek gaan julle dalk skok vanmôre, hierdie versie is nie vir Christene nie. Hy praat nie met gereddes hier nie. Dis nie 'n oop uitnodiging om alles wat ons te wil hê te vra en ons gaan dit kry nie. Daar is versies wat dit vir ons gaan leer, wat Christus gesê het, alles wat julle vra
in my naam, dit sal julle. As jy na daai gedagte wil kyk, gaan na daardie versie in Johannes toe. Maar hierdie versie sê nie dit nie. Hierdie versie sê, hy praat van mense wat, hulle dink nie eens, dat dit nodig is om iets van God te vra nie. Onthou, hy kom op die ou einde hier by hoogmoed. Met ander woorde, hy sê, hierdie mense, hulle bid nie, julle het nie, want julle bid nie. Dan praat hy van daai hoogmoed wat sê, hulle dink nie eens daaraan, dat hulle na God toe moet gaan en van God te vra nie. Hulle beskou hulle self as selfonderhoudend. Hulle werk vir hulle geld, en daarom kan hulle doen wat hulle plesier verskaf. Is mos my geld, ek kan daarmee maak wat ek wil. Hulle is in beheer van hulle lewens, en daarom kan hulle doen met hulle lewens. Ek is 21 en ek is mondig en ek is nie meer onder pa en ma nie, ek kan doen net wat ek wil. Hulle dink hulle is in beheer van hulle lewens. Hulle dink dat alles wat hulle wil hê, kan hulle deur menslike wysheid verkry. As ek net genoeg wysheid het, kan ek genoeg geld maak om te lewe soos wat ek wil lewe. Hulle weier om te erken dat ware vrede en geluk kom van God af. En daarom is hierdie mense nie bereid om te erken dat hulle van God afhanklik is nie. Dis hoekom Jakobus vir hulle sê, julle bid nie. Julle het nie, want julle bid nie. Hulle is nie van God afhanklik nie. Hulle ontken, hulle weier om te erken dat ware vrede en geluk kom van God af. En daarom is hierdie mense nie bereid om te erken dat hulle van God afhanklik is nie. Dis die werklike probleem. Hulle begeerte is die uiterste vorm van selfambisie en van hoogmoed. Me, myself and I. Ek hoef nie vir die Here te vra nie, ek doen dit sommer self. Ek sal 'n ander plan maak. Maar sien dat Jakobus ook byvoeg hier in vers 3. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welliste deur te bring. So blykbaar was daar tog sommige mense wees wat tot 'n mate nog sal erken dat net God hulle kan help, dat hulle na God toe gaan en hulle vra vir hom. En die woordjie wat hy hier gebruik vir bid is om te smeek, om te soebat, om 'n versoek te rig. Eenvoudig gestel is net om te vra. Vra net eenvoudig. Hy sê julle vra en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd vra, om dit in julle welliste deur te bring. Maar let op dat hulle God se hulp op hulle terme soek en nie God se terme nie. En dis die probleem hier. En dis waar ons in hierdie moderne siening van ek het Christus nodig om vir my 'n lekker lewe te gee. Jy sien, Christus word nie meer gekoppel aan die kruis en my sonde nie. Christus word gekoppel aan wat kan ek kry van Christus af. En dis 'n valse evangelie. Jakobus sê hulle vra verkeerd. Want hierdie woord beteken om met verkeerde motiewe te vra. As hy sê julle het nie want julle vra verkeerd, dan sê hy julle vra met verkeerde motiewe. Dis nie dat hulle vir die verkeerde dinge vra nie, maar hulle vra met die verkeerde motiewe. Jakobus sê dat hulle vra met die doel om hulle eie selfsugtige ambisie te verkry. Hulle wil God gebruik om hulle eie begeertes te kry. Binne in hierdie gemeentes wat Jakobus aanskryf, moes hulle eintlik gevra het vir vrede en harmonie in die gemeente. Want onthou, dit was die probleem, daar was nie vrede en daar was nie harmonie nie. En dis wat hulle eintlik vir God moes gevra het, is dat daar vrede en harmonie sal wees. Maar hulle vra eerder om dit in hulle eie welliste deur te bring. Die woordjie deur te bring beteken om dit heeltemal op te gebruik. Soos die verlore seun se erfporsie verkoos het in Lukas 15 vers 13, deur losbandig te geleef het. Dis wat daai woordjie op te gebruik het, of te verkoos, of deur te bring soos wat Jakobus het gebruik. Dit beteken om die gawes wat God gee, te verkoos, om dit te misbruik vir jou eie doelwitte, en nie ter wille van God se doelwitte nie. Augustine het geskryf hieroor, hy sê, if someone intends to misuse what he receives, he will not receive it, instead God will pity him. Jakobus sê, God gaan sy vyand word, hy gaan nie net vir hom jammer voel nie, hy gaan sy vyand word. En ek dink nie, hy wil 'n vyand van God wees nie. Dink 'n bietjie in ons eie lewens, in ons eie situasies. Hoeveel gebede gaan op om 'n beter lewe nou te kan hê vir onsself? Hoeveel van ons eie gebede gaan oor 'n beter werk te hê, beter omstandighede te hê, beter dit of beter dat? En hoeveel van ons gebede, vergelyk dit byvoorbeeld met, hoeveel gebede gaan op om God se wysheid te kry, sodat ons verstandelik kan lewe, dat God verheerlik word deur ons lewens? Bedi of Betty, ek weet nie hoe mense hierdie man se naam uitspreek nie, is 'n Engelse monnik
Hy het gelewe in 672 tot 735 na Christus. En hy het gesê, those who continue in their sins ask wrongly. En wat hy daardeur bedoel het, wat dit op neerkom, en ek glo dis wat Jakobus bedoel hierso, is mense wat God se wysheid soek, sonder die oortuiging om te breek met die wêreld, vra verkeerd. Met ander woorde, Jakobus sê hulle gebede sal nie beantwoord nie. Mense wat vir God se wysheid vra, maar hulle is nie in hulle harte oortuig en bereid om met daardie sonde wat hulle mee worstel te breek nie. Hulle is nie bereid om 'n veranderde lewe te lewe nie. Vra verkeerd. Onthou, konflik met ander mense begin verseker as gevolg met konflik met onsself. En konflik met onsself begin verseker as gevolg van ons eie selfsugtige ambisie. Die Expositor's Bible beskryf dit ook verder. Hy sê Plato and St. James are entirely agreed in holding that wars and fightings are caused by the lusts that have their seat in the body, and that this condition of fightings without and lusts within is quite incompatible with the possessions of heavenly wisdom. Jakobus sê, as jy gaan bid om iets te kry, terwyl jy nie in jou hart oortuig is om klaar te maak met wat verkeerd is in jou lewe nie, dan vra jy verkeerd. Die gevaar van vriendskap met die wêreld sluit verseker in dat ons 'n onbeheerde konflik in onsself het, wat lei tot konflik met mense om ons. Maar die grootste gevaar, en ek dink dit is wat Jakobus ook die klem lê hierop, die grootste gevaar om met die wêreld bevriend te wees, is wat ons in die derde plek sien, konflik met God. Konflik met God. Konflik met ander mense, konflik met jouself as gevolg van onbeheerde begeertes, onvervulde begeertes, selfsugtige begeertes, maar uiteindelik as gevolg van konflik met God. Kyk na vers 4. Jakobus 4 vers 4. Hy begin hierdie versie met die woordjie egbrekers en egbreeksters. Nou ons weet wat dit beteken. Dit beteken ontrouheid in die huwelik. Dis waar hierdie woordjie vandaan kom. Maar ek dink regtig dat Jakobus praat nie hier van die ontrouheid soseer nie, maar hy praat van die gesindheid agter die ontrouheid. Die woordjie egbrekers en egbreeksters is 'n term wat in die Ou Testament vir Israel gebruik word om te wys hoe Israel aan die een kant God wil hê, hulle deur 'n verbond met God is hulle so as ware met God getroud, aan God getroud gewees, maar aan die ander kant wil hulle nog steeds hulle eie kop volg. Hulle wil die dinge soos die nasies om hulle hê, en hulle wil lewe soos hulle wil God hê om vir hulle te gee en om hulle te beskerm en te voorsien, maar aan die ander kant wil hulle lewe soos wat hulle wil lewe. En ek dink dis die konsep wat ons ook selfs in ons huwelike sien. Want hoewel die persoon met iemand getroud wil wees, hy wil die lewe van die huwelik en hy wil ek wil nie net sê die plesier daarvan nie, maar die standvastigheid van 'n getroude lewe hê, maar aan die ander kant wil hy ook nog steeds die lewe hê van asof ek nie getroud is nie. Die vryheid om te kan maak en doen wat ek wil hê. Is dit nie maar wat die egbreek binne in die huwelik ook na verwys nie? Om ontrou te wees, ja, maar die gesindheid agter daardie ontrouheid, ek wil aan die een kant hê, maar aan die ander kant wil ek nog wees ook. En dit is, ek glo Jakobus se gedagte hier. Mense wat getuig dat hulle Christene is, maar hulle die wêreld so lief, dat hulle nie die wêreldse maniere wil los nie. Hulle wil die beste van albei wêrelde hê. Hulle wil Christus hê, maar hulle wil nog steeds die plesier van die wêreld ook hê. Hoewel hulle dink dat God hulle vriend is, wat vir hulle gaan gee, net wat hulle wil hê, en wanneer hulle dit wil hê, besef hulle nie, dat hulle in konflik met God is nie. Dink maar 'n bietjie aan Samson se lewe ook. Toe Delila sy hare afgesny het, en sy vir hom geskree het, die Filistyne is op jou, wat hy gedoen. Hy het gedink, ag, ek gaan opstaan en hulle gaan verslaan soos ek die ander gedoen het. Want hy het nie geweet dat God van hom onttrek het nie. Soos hierdie mense, hulle dink hulle ken God. Hulle dink hulle het God as 'n vriend wat vir hulle gaan gee, net wat hulle wil hê in die wêreld. Maar hulle wil nog die wêreld ook hê. Hulle vra vir die dinge van God, en God moet voorsien vir die plesier wat die wêreld vir hulle wil bied. Nou daar's 3 redes waarom Jakobus dan ook vir ons gee hoekom hulle in konflik met God is. Die eerste daarvan is vyandskap met God. Hulle is in konflik met God, want hulle is in vyandskap met God. Vers 4 sê hy, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie. En die woordjie wat hy hier gebruik vir vriendskap, is die woordjie wat, dis op die enigste plek in die Bybel, in die Nuwe Testament, wat hierdie woordjie gebruik word. En dit word hier gebruik om 'n emosionele liefde
uit te druk. 'n Emosionele liefde wat dui op 'n sterk emosionele band met die wêreld. Met ander woorde, hulle die wêreld so lief, hulle het so 'n band met die wêreld wat hulle nie wil breek nie. En die woordjie wêreld wat hy hier gebruik is die woordjie kosmos, wat ook 'n moeilike woord is om te verduidelik en te beskryf en te verstaan en te interpreteer. Maar uiteindelik is die woordjie kosmos verwys na die Satan se bose regeringsstelsel. Hierdie korrupte wêreld wat onder die mag van die duiwel lê. Johannes sê in 1 Johannes 5 vers 19 sê hy, die hele wêreld in die mag van die bose lê. En dis 'n lering wat ons in die Bybel leer, is dat hierdie wêreld is die duiwel se wêreld. Hy lê in die mag van die duiwel. So Jakobus se logika is dan eintlik baie duidelik as ons verder lees in vers 4, wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Is eintlik logies. As jy 'n vriend van die duiwel wees, kan jy nie ook 'n vriend van God wees nie. Ons kan nie 'n emosionele band, 'n liefde vir hierdie wêreld en sy dinge hê en dink ons het ook God lief nie. Ons kan nie met die een kant van ons mond God aanbid en met die ander kant die duiwel aanbid nie. Vriendskap met die wêreld is om onsself te aanbid. En dit is om die duiwel te gehoorsaam. Vriendskap met die wêreld beteken om die duiwel te gehoorsaam. Onthou julle wat die duiwel vir Eva in die tuin van Eden gesê het, daar in Genesis 3 vers 1 tot 5. Hy het gesê, is dit dat God so gesê? Julle sal sekerlik nie sterwe nie. So hy het God se woord in twyfel getrek. Hy het gesê, moenie aan God se woord glo nie. Jy sien, die werklikheid is dat God so 'n persoon se vyand word. Want die logika daarin is, as die duiwel God se vyand is, dan is iemand wat die duiwel liefhet ook God se vyand. Let op dat Jakobus die woorde wil wees hier in vers 4 gebruik. En hierdie woordjie kom op die gedagte neer dat om die een bo die ander te kies. Met ander woorde, hierdie persoon kies die wêreld, hy kies die Satan bo God. Dit is 'n bewustelike aanhoudende keuse om die een bo die ander te kies, omdat dit 'n keuse is wat jy wil maak. Jy het die wêreld so lief, jy wil die plesier van die wêreld hê, en daarom kies jy die wêreld elke slag bo God. Jakobus sê dat hierdie persoon word 'n vyand van God. Hy word 'n vyand van God, omdat hy homself 'n vyand van God maak, deur die keuse wat hy maak. En hier is die gevaar van om 'n vriend van die wêreld te wees. God is jou vyand, nie jou vriend nie. Daar is nou konflik tussen jou en God, verseker nie vrede nie. Maar die tweede rede waarom hierdie mense konflik met God het, is as gevolg van hulle minagting van die skrif. En hier is ook weer 'n moeilike versie, Jakobus 4 vers 5, kyk aan die Bybels. Hy sê, of meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon. Is 'n moeilike vers om te interpreteer, want ons kan dit op een van 3 maniere interpreteer hierdie versie. Ons kan eerste van alles kan ons dink, ja, God begeer jaloers dat die gees met 'n hoofletter in ons sal werk, soos wat die skrif sê. Dis die een manier waarop ons dit kan interpreteer. Die tweede manier is, die gees wat in ons woon, begeer jaloers dat ons sal wees wat hy wil hê ons moet wees, soos die skrif sê. En dan is daar die derde manier waarop ons dit kan interpreteer, en dit is, dat die gees van die mens, en nou is dit 'n gees met 'n klein letter, dat die gees van die mens in hom begeer jaloers om sy eie weg te kry, soos die skrif sê. Ons moet verstaan dat die feit dat die vertalers gees met 'n hoofletter geskryf het, vertaal het, is nie noodwendig reg nie, want die oorspronklike manuskripte is alles in hoofletters geskrywe. En in die konteks van Jakobus se brief, as ons na die groter konteks van hierdie brief, dit wat ons nou al oor en oor gehoor het in hierdie brief, as ons na daardie konteks gaan kyk, dan moet die derde keuse eerder die regte keuse wees. En dit is dat die mens se gees begeer altyd na die bose, slegte dinge, soos die skrif sê. Want die woordjie soos die skrif sê, is 'n verwysing na wat die Bybel leer. Nou, daar is nêrens in die Bybel 'n spesifieke plek waar die Bybel ons hierdie woorde presies so geskryf het nie. Maar die Bybel impliseer dit. Want God het in Genesis 6 vers 5 gesê, God sien dat die mens se boosheid groot is, en alles wat hy bedink altyd net sleg is. Die mens het 'n totale bedorwe hart. Die Bybel leer dit. Daar's baie versies wat daarna verwys. Spreuke 21 vers 10 sê Salomo, die siel van die goddelose begeer die kwaad, sy naaste vind in sy oë geen genade nie. Jy sien, Jakobus se punt hier is, 'n ongelowige persoon se gees, sy innerlike mens, is oorgegee aan boosheid. Hy bedink altyd deur net slegte dinge.
Die Bybel leer ons dat daar niks goeds in hierdie mens is nie. Of in die mens is nie. Want die Bybel leer ook vir ons dat alle mense in sonde gebore en ontvang is. Jeremia sê dat die hart van die mens is bedorwe. In Jeremia 17 vers 9. Met ander woorde, alles wat die mens, die natuurlike mens bedink is bedorwe. Dit is sleg, dit is net boosheid. Mense wat en Jakobus se punt hier nou is dat mense wat die totale bedorwe toestand van die mens nie wil glo nie. Mense wat sê, nee, ek het 'n bietjie goed in my, of daar is meer goed in my as sleg, of wat ook al hulle wil redeneer. Jakobus se standpunt is dat mense wat so redeneer, verwerp die Bybel. Hulle verwerp wat die skrif leer. En daarom het hulle 'n minagting vir God se woord. En daarom is hulle in konflik met God. God is hulle vyand, hy is nie hulle vriend nie. Paulus skryf aan die gemeente in Rome, in Romeine 8 vers 7, hy sê, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Jy sien, hulle is in konflik met God, omdat hulle die wêreld bo God gekies het. Hulle is in konflik met God, omdat hulle sy woord verwerp, maar hulle is in die derde plek in konflik met God, as gevolg van hulle hoogmoed. Jakobus 4 vers 6, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Die enigste hoop wat ons het, is dat ons net deur God se genade verlos kan word van die boosheid in ons harte. En ons wat vandag hier sit, wat waarlik gered is waarlik gered, want ons het by daai plek uitgekom wat ons besef het. Ons harte is totaal bedorwe, en ons is totale sondaars, en daar is niks wat ons kan doen nie. En ons enigste hoop is, ons is afhanklik van God. As God dit nie gaan doen nie, gaan dit nie gebeur nie. En dit is wat Jakobus op neer hier kom. Ons enigste hoop is dat hierdie bose hart van ons, dat ons daarvan kan verlos word deur God se genade. En dis hoekom hy sê, God se genade is groter. En dit beteken dat sy genade is sterker as ons sonde. Dit is sterker as ons vlees, en dit is ook sterker as die wêreld van die Satan. Maar daardie genade is nie vir almal nie. Want Petrus sê vir ons in 1 Petrus 5 vers 5, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Die nederiges hier verwys nie na 'n spesiale soort klas Christen nie. Dit sluit in alle ware geredde Christene. Want dit is 'n nederigheid wat ons na God toe gegaan het en gesê, Here, vergewe my. Ek is 'n sondaar. Ek sien Christus het vir my gesterf en ek kan myself nie red nie. Hulle is nie 'n spesiale klas Christene nie. Hulle is alle ware geredde Christene. Jesaja het in die Ou Testament al geskryf in Jesaja 57 vers 15. Jesaja 57 vers 15 het hy gesê, want so sê die hoë en verhewene, wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde en die nederige van gees. Om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. So Jesaja, God praat en God sê, hy is by die mense wie se harte verbryseld is, wat weet hoe totaal bedorwe hulle harte is. En dan sê Jesaja ook in hoofstuk 66 vers 2, maar op hierdie een sal ek let, op hom wat arm is en verslaaf van gees, en wat bewe vir my woord. Nie een wat sy woord verwerp nie. En dis wat Christus ook in die bergpredikasie gesê het. Wat is die eerste saligspreking? Matteus 5 vers 3. Salig is die wat arm van gees is. Dis presies dieselfde wat Jeremia vir ons sê. Die een wat verslaaf van gees is, glo God se woord. En hy weet dat sy hart gedurig deur totaal bedorwe is, en dan dat net God hom kan help. Maar die hoogmoedige het nie God nodig nie. Het Christus nie self gesê, ek het nie gekom vir die wat gesond is nie. Ek het gekom vir die wat siek is. Is 'n ander manier om te sê, ek het nie gekom vir die hoogmoediges nie, maar ek het gekom vir die verbryselde van hart. Jy sien, die hoogmoedige het God nie nodig nie. En Jakobus sê dat God hulle weerstaan. En hierdie woord beteken weer om 'n weermag wat ten volle gereed is teen sy vyand op te stel, soos in die ou tyd wat hulle opgestel het met al hulle wapens teenoor die vyand wat hulle gaan aanval. So hy sê God is 'n ten volle 'n weermag wat ten volle gereed is om hoogmoediges te weerstaan.
Jakobus sê dat God veg teen die hoogmoediges. As mense verteer word met 'n wêreldse begeerte en selfsugtige ambisies, met hulle eie trots en 'n liefde vir die plesier, kan hulle nie aanspraak op God se genade maak nie. In 'n wêreld wat soveel godsdienstigheid het vandag, wat sê, ek het Christus nodig en saam met Christus wen ek groot, het 'n verrassing. God is hulle vyand. Mense wat net vir God wil ken wanneer dit sleg gaan in hulle lewens, maak aanspraak op God se genade, maar wil nie onder die heerskappy van God lewe nie, van Christus lewe nie. Hulle verwerp in hoogmoedige trots God se woord. En dit veroorsaak dat God hulle vyand is, wat weer veroorsaak dat hulle konflik met hulle self het, wat dan weer veroorsaak dat hulle konflik met ander mense het. En nou wil ek afsluit met die vraag wat ek vir julle wil vra vandag is, wat kan jy verwag? Wat dink jy, wat kan jy verwag as God jou vyand word? Wat dink jy, wat kan jy verwag as God jou vyand word? En ek wil hê julle met die Bybel oopmaak by Romeine hoofstuk 1. Romeine hoofstuk 1 en ons lees daarvan vers 28 af. Dit is wat ons kan verwag wanneer God jou vyand is. Want onthou hier in Romeine hoofstuk 1 gaan dit oor mense wat die geregtigheid van God, die waarheid omtrent God, bewustelik onderdruk. En nou is daar 3 stappe van God se toorn wat oor hulle uitgestort word. Ons kom hier by die 3de stap in Romeine 1 vers 28. En omdat hulle nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid, om te doen wat nie betaam nie. Hulle is vervul met allerlei ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hepsig, ondeug, vol nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuustraars, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik en onbarmhartig. Jy sien, Jakobus skrywe aan mense in die gemeentes waar hy hierdie briewe aangeskryf het. Dit is gemeentes wat in verstrooiing was, maar Jakobus skryf aan hulle omdat hulle so geleef het. En dit getuig dat hulle ongered is en nie gered is nie. Want 'n kind van God kan nie in hierdie toestand volhardend lewe nie. Jakobus sê dat hulle lewe het gesê dat die waarheid maak nie 'n verskil nie. Terwyl die les van Jakobus is, Jakobus sê die waarheid maak 'n verskil in hoe ons gaan lewe. Want Christus het ook gesê in Johannes 13 vers 34 tot 35, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. So julle sien, liefde vir God beteken liefde vir sy mense. Ek kan nie sê ek het God lief, maar ek het nie sy kinders lief nie, sy mense lief nie. En as ek sê ek het God lief en ek het sy kinders lief, dan moet ons verstaan dat liefde vir God se mense beteken geen liefde vir die wêreld nie. En geen liefde vir die wêreld beteken geen konflik in ons lewens nie. As ons 'n vredevolle, vrugtevolle lewe wil hê, moenie lief wees vir die wêreld nie. Want dit is hoe jou geloof eg bewys gaan word. Dis die les wat Jakobus vir ons leer. Kom ons buig ons harte in gebed voor die Here. Vader, baie dankie vir u liefde en die genade, dankie vir hierdie woord en dankie vir u goedheid en die guns en vir die genade wat u vir ons onverdienstelik gegee het. Dat ons maar net tot die besef kan kom dat dit is nie deur iets wat ons is of gedoen het dat u ons gered het nie, maar alleen deur u genade. En dat dit deur u genade is en u Heilige Gees wat in ons werk, wat hierdie dinge alles uit ons uitgehaal het en nog steeds besig is om dit uit ons uit te haal. En daarom is ons gebed dan vandag ook, juis in die konteks van wat Jakobus hier sê, is dat ons wil vra, Here, dat u vir ons die wysheid van bo sal gee. Nie omdat ons 'n beter lewe wil hê of omdat ons plesier in die lewe wil verkry nie, maar Here, ons begeer die wysheid van bo, want ons begeer dat ons lewens 'n sprekende getuienis sal wees van u liefde en u genade en u lankmoedigheid en u goedheid. Here, ons begeer dat ons lewe wat vry van konflik sal wees, in sover ons dit menslik gesproke in die krag van die Heilige Gees kan wees. Ons begeer om so 'n lewe te hê dat die wêreld kan sien dat ons u disippels is. Daarom bid ons en ons vra vandag, Here,
Gee vir ons daardie wysheid, sodat ons lewens sal spreek van U genade en U goedheid tot verheerliking van U heilige naam. Terwyl ons nou oorgaan in die nagmaal ook in, Here, wil ons weer eens net bid. Ons elkeen ken ons eie harte, ons weet wat in ons lewens aangaan. Ons bid, Here, as daar ongehanteerde konflik in ons lewens is, Vader, dat ons in hierdie oomblikke eers sal gaan regmaak, voordat ons by U tafel sal kom sit. Dankie vir U goedheid en dankie vir U genade. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.